Goeiemôre, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Efesiërs 5 van vers 21, waar ons gaan fokus op die huwelik. Kom ons luister saam na die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Onse Vader wat in die hemele is, dankie dat ons elkeen vanuit ons huise, uit alle rigtings by mekaar kan kom en kan weet, U is hier in ons midde. Dankie dat U nie 'n ver af God is waarvan ons maar net moet kennis neem nie. Dankie dat ons 'n Vader in die hemel het en dit in Jesus Christus. Dat al ons sondes vergewe is, dat daar vir ons geen oordeel is nie. Maar dat ons met vrymoedigheid na U troon van genade kan kom en tot U roep, Abba. Dit beteken Vader. Hemelse Vader, wil U nou self deur U woord en deur U Gees ons harte versterk. Ja, by U is die woorde van die lewe tot in ewigheid. U woord is waarheid. U woord is kragtig. Ja, dit is soos 'n tweesnydende swaard wat tot diep in hart en siel kan sny. Wil U self deur U woord tot ons harte, ons siele deurdring. Bring ons tot bekering meer en meer, dat ons al hoe meer en meer met Christus bekleed kan word. Veral ook in ons huwelike, in ons verhoudings met mekaar, ook in ons verhouding met die wêreld daar buite. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Efesiërs 5 vers 21 tot 31. Het gaan oor die vrou en die man in die huwelik. Paulus gaan wat nou volg oor 'n paar verhoudings praat, en hy gee vir ons eers die beginsel, wat alle verhoudings raak. My en jou se verhouding word deur hierdie groot beginsel geraak in vers 21. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. My eerbied, my ontzag vir Christus, bepaal elke verhouding waarbinne ek staan. Vriend en vyand. En dan gaan hy verder, en spits hy het meer toe op die huwelik. Vroue, wees onderdanig aan julle man, soos aan die Here, omdat die man die hoof van die vrou is, soos Christus ook die hoof van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het, en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het, deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek, of rimpel, of enige iets dergeliks. Heilig en sonder smet. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimenis is groot. Ek sê dit met verwysing na Christus in die kerk. Maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself lief het, en laat die vrou haar man eerbiedig. Tot sover ons skriflesing. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en daarvolgens lewe. Ons gaan fokus op hierdie woord in vers 32, is net nadat hy die instelling van die huwelik herhaal het, soos wat ons dit kry in Genesis en in Matteus 19, waar Jesus het ook herhaal. Net nadat hy die instelling waar God die huwelik ingestel het herhaal, dan sê hy, hierso in vers 32, hierdie geheimenis is groot.
Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. As dit die Here se wil is, wil ek in die volgende paar weke bietjie fokus op die huisgesin. Die samelewing waarbinne ons bly, dit wat op die markplein, in ons skole, rondom braaivleisvure gebeur, is eintlik maar net 'n weerspieëling van dit wat gebeur binne in ons huise as al die deure toe is, pappa en mamma en die kinders. As dinge binne in ons eie vier mure skeefloop, dan loop alles skeef in die strate daar buitekant. Ons lees dit al daar in daai bekende Psalm 127 waar ons leer dat as God die stad nie bou nie, is alles te vergeefs. As hy die stad nie oppas nie, dan is alles te vergeefs. En dan net daarna, dan sê die psalmdigter, kyk, hoe bou God 'n sterk stad? Hoe pas hy 'n stad op? Hy gee vir 'n stad 'n pa met sterk seuns. Alles begin by die huis. Ja, voor ons miskien kan praat oor net vaderskap, of voor ons kan praat oor net wat ons as kinders moet wees vir ons ouers, moet ons by pa en ma begin. Want 'n gesonde huwelik lei tot gesonde gesinne, dit lei tot 'n gesonde samelewing. Ons kan artikels, boeke aanhaal om te sien, as alles wat skeefloop amper in die samelewing, begin binne die huis. Nou, een van die mooiste mooie, een van die kosbaarste juwele waarna enige kleinkind of 'n kind kan kyk, is 'n pa en 'n ma wat al vir 50 jaar plus getroud is en nog steeds lief is vir mekaar. Die Here het my so geseën dat my pa en my ma se bynaam in die ouete huis was die twee lovebirds. En daar's niks so mooi as kinders dit van hulle ouers kan sê of kan kyk na 'n pa en 'n ma wat mekaar end uit lief het nie. En hoe skaars het hierdie juwele nie in ons samelewing geword nie. Die vraag wat gewoonlik van die jonger kant afkom aan so 'n paartjie wat vir 50 jaar plus getroud is, maar oupa, ouma, wat is die geheim van so 'n huwelik? En ek is seker, as daar 'n geheim is, wil ons almal dit vanoggend weet, want selfs ons oudgetroudes weet, die dag as jy getroud is, net die volgende dag getrou is nie perdekoop nie. Dit gaan nie altyd so maklik wees nie. Dalk sit elkeen van ons vanmôre al hierso met gespitste ore, want as daar 'n geheim is, dan wil ek dit ook weet. Wat is daardie geheim van 'n gelukkige huwelik? Want sien, die lewe gebeur. Omstandighede verander. Die lewe gaan aan. Van 'n babietjie met doeke, na 'n tiener met streke, na universiteit, verliefdes, na skoonkinders en kleinkinders. En die belangrikste is, ek verander ook. Elkeen van ons verander ook oor tyd. Ons het nou gepraat van grille en geite, JC. Nou, ek dink ons almal kry maar grille en geite met die jare by. Ek lees nou net 'n artikel van iemand wat sê sy vrou moes al 5 keer met 'n ander man getrou het, want hy het al seker al so baie keer verander. Dis nie meer die man met wie sy getrou het die dag toe hulle getrou is nie. Want die lewe gebeur. Ook ek is nie meer die handsome jong man waarmee Mokkie getrou het so klompie jare, 37 hierdie jaar, 37 jaar terug nie. En sy gaan vir jou daar besig hou, met hoe ek verander het, grille en geite bygekry, waarmee sy nooit rekenskap gehou het nie. En so kan ons omstandighede verander. Hoe het COVID nie alles kom verander nie. Ek kan my werk verloor, en al die dinge speel in op 'n huwelik. Wat is die geheim van 'n huwelik? Die Heilige Gees weet. Dis 'n antwoord wat elke Christen paartjie wil hoor. Dis 'n geheim wat ons oor en oor moet hoor. Christene moet mekaar amper weekliks hieraan herinner. Ons moet met mekaar daaroor praat. En daarom met die Heilige Gees. Die apostel Paulus wat destyds toe hy hierdie woorde waarna ons geluister het hy die Gees het hy Paulus daartoe gebring om dit vir ons neer te pen toe hy in 'n tronk gesit het. Ja, hy het hierdie geheim met ons kom deel. Hy praat hier van hy vat hierdie geheim en hy pas dit toe op Christus. En dan wil ons vra, maar wat is hierdie geheim?
wat ek en jy mooi moet verstaan oor die huwelik. Wat beteken hierdie geheim vir my as vrou? Of wat beteken hierdie geheim vir my as man? Die brief van die gelowiges in Efese was heel moontlik 'n omsendbrief gewees aan 'n klomp gemeentes daar in die omstreke van Klein-Asië waar Efese was. Dit was 'n hawestad. Efese was bietjie meer binneland, maar daar was 'n hawestad. So dit was heel moontlik aan al daai klomp gemeentetjies en huisgemeentes geskryf gewees. Nou die eerste lesers aan wie die apostel geskryf het, ja, hulle was almal geleer binne die kerk om 'n teenkultuur te wees in die samelewing. Die Christelike huwelik, die Christelike huisgesin was totaal anderste as die samelewing daar buite. Want ons moet onthou, van die eerste lesers, van die eerste Christene was Jode. En hulle tot bekering gekom. Of van die eerste lesers was Grieke of Romeine, wat vanuit die Grieks-Romeinse samelewing Christene geword het. En Christus het alles in hulle lewe verander. Want ons moet onthou dat vir die Jood het die vrou amper 'n minderwaardige plek ingeneem. Sy was geëer as die ma van die kinders, maar sy kon nie eens voor 'n hof 'n getuienis aflê sonder dat haar man gesê het, dit is waar nie. In die Griekse samelewing was 'n vrou niks. Elke Griek het elke dag die afgode aanbid en gesê, dankie dat ek nie 'n vrou is nie. En in die Romeinse samelewing kon 'n man letterlik gedoen het wat hy wou. Hy kon sy vrou verneek het met die slavin, met wie ook al, terwyl sy getrou moes gebly het. Hiermee saam weet ons dat baie van die aanbiddingspraktyke en die afgodiese dienste van destyds het gepaard gegaan met openbare seksuele dade met tempelprostituie. 'n Vrou was gedegradeer tot byna niks. Ja, al hierdie beskouings het 'n baie slegte uitwerking op die huwelik gehad. Veral die vrou het aan die kortste end getrek. Mense wil byna vra, maar wat het verander? Is dit maar die plek waar die duiwel vandag sy voetwerk die fynste doen? Want hy weet, as ek die huwelik verbrokkel, dit soos die wêreld sin maak, is die res myne. Hy hoef nie meer verder te stoei nie. En daarom moet ons dit vir mekaar eerlik sê, waar twee Christene gelukkig getroud is, gaan die duiwel julle nooit ooit alleen los nie. Nooit. Christene en Christelike huwelike hou die duiwel in besigheid. Sien, al hierdie verkeerde beskouings ook van ons tyd het 'n geweldige invloed ook op ons verhoudings in ons huwelike vandag. En teenoor al hierdie beskouings kom deel die apostel God se siening oor die huwelik. Daarom vat hy ons ook terug na die oomblik toe God as skepper vir Eva en Adam as huweliksmaatjies gegee het. Toe God die huwelik ingestel het met die woorde, om hierdie rede sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle twee sal een vlees word. Paulus herhaal hier die woorde van ons Here Jesus Christus in Matteus 19 vers 5. Met ander woorde, Christus het die instelling van die huwelik in Genesis 2 waarvan ons lees, net so gehandhaaf. Baie mense wil vandag vir ons kom sê, maar Jesus het niks gesê oor die huwelik nie. Al wat jy vir my sê, jy ken nie jou Bybel nie. Dis wat jy eintlik hardop sê. Christus het alles te sê en hy het die instelling van die huwelik net so gehandhaaf. En my broer, my suster, as dit hierby kom, maak my en jou se opinie nie saak nie. Wat God sê is en bly die belangrikste. En is die enigste materiaal waarvoor ons kan buig. Want God het nog nooit verander nie. Ook die orde van die huwelik, soos hy dit hier instel, is verlaat en aankleef en dan eers een vlees word. Wat God bedoel, dat ek my ouer huis moet verlaat, bedoel hy eintlik dat die dag wanneer ek my maatjie kry met wie ek trou, word dit die belangrikste verhouding waarbinne ek staan. Daar's geen verhouding in my lewe meer belangriker as dit nie. Nie my baas nie, nie my werk, niks is belangriker as my verhouding met my vrou nie, ook nie my kinders nie. Want ek maak my kinders groot om hulle eie maatjies te kry, waar hulle mekaar in die huwelik gaan aankleef, waar hulle my gaan verlaat. Ek maak hulle groot daarvoor. En dan die tweede een is dat ons mekaar moet aankleef. Die woordjie aankleef gaan eintlik oor intimiteit. Man en vrou
Dis hoekom daar 'n hofmakery is voor die huwelik, dat ons mekaar kan leer ken, ons ken mekaar se musiek later, ons kan saam huil, ons kan saam lag, ons kan binne 'n verhouding staan, waar ons vir mekaar sê, vergewe my, ek het verkeerd gedoen. En ek kan weet, binne in hierdie intieme verhouding is ek altyd veilig. En dan eers, word ons een vlees binne die veilige grense van die huwelik. Ek en jy kan ons opinies daaroor hê. Die groot gros mense daar buitekant kan hulle eie opinies daaroor hê. Wat vir die Christen saak maak, is God, wat deur sy woord vir ons sê, hoe hy dit gedoen wil hê. En ons weet, God se droom is vir elkeen van ons net die beste. Ook vir ons jonger lidmate, die wat nog wens hulle kan trou en hoop op 'n huweliksmaat, glo, vertrou God, hy wil vir jou die beste huwelik gee, maar doen dit God se manier. Nou as ek nou net hierby sou vassteek vanoggend, dan het ek nou vir julle die 3 maklike stappe van huwelik geleer, 'n mooi, goeie morele les. En dan kan ons vir mekaar ook eerlik sê, so maklik is dit nie altyd nie. As Paulus die instelling van die huwelik, wat natuurlik rigtinggewend vir ons lewens is, as hy dit met ons deel en ons almal daaraan herinner, dan gaan hy verder, en dan kom hy by 'n dieptesnit uit. En ek en jy gaan altyd sukkel met hierdie verlaat, aankleef, een vlees word, voordat ons nie by hierdie geheim uitkom nie. Maar nadat hy hierdie instelling van die huwelik herhaal en sê, hierdie geheimenis is groot. Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Met hierdie woorde vestig die apostel ons aandag op die heel eerste huwelik ooit. Op 'n huwelik voor Adam en Eva sin. Hy vestig ons aandag op Christus se huwelik met sy bruid. Sy kerk, oor al die eeue. In die antieke wêreld was huwelike tussen families gereël gewees. 'n Pa het in 'n onderhandelingsproses sy dogter as 'n bruid aan die bruidegom en sy familie aangebied. Nou reg deur die Bybel word die verhouding tussen God en sy kinders beskryf as die tussen 'n bruid en 'n bruidegom, veral Christus in sy kerk. Jesaja 54, Jesegiel 16, Hosea 2, gaan lees dit. Ons weet ook van Openbaring, van die bruilofsmaal van die lam. So daai beeld loop reg deur die Bybel. Lank voor die skepping het die Vader self vir sy seun, sy bruid, gekies. Nie uit koninklike paleise nie, maar letterlik uit die agterstrate, waar sy bruid met minagting vir dood weggegooi was. Gaan lees veral daai aangrypende hoofstuk in Jesegiel 16, waar ons dit so mooi raak sien, waar God die bruid kies vir sy seun, terwyl sy dood langs die pad vir dood agtergelaat word. En dan kom die koning, dan kom die bruidegom, en hy maak sy bruid mooi. Hy was haar, hy maak haar skoon, en God het ons elkeen geskep om in 'n volmaakte verhouding met die bruidegom te kan lewe. En tog misbruik ons skoonheid om ontrou te wees aan ons Here, aan ons bruidegom. Om soos 'n slegte vrou ontrou te wees aan die seun. Jy kan julle veral die boek Hosea gaan lees, waar ons verhouding met ons bruid of met ons bruidegom beskryf word met die van 'n oorspelige vrou. En daarom kom God juis in die profesie van Hosea en hy beloof, ek gaan my vir altyd aan jou verloof. Ek gaan my aan jou verloof met reg en geregtigheid, met troue liefde en ontferming as bruidsprys. Wat 'n belofte. En die bruidegom, die seun, Jesus Christus, hoe het hy op die ontrou van sy bruid gereageer? Hoe reageer hy oor sy kerk? Oor al die eeue? Let mooi op, die hele instelling van die huwelik. Verlaat, aankleef, een vlees word.
ons Here, die koning van die kerk, die bruidegom verlaat sy vaderhuis en hy kom word mens. Hy kom woon onder ons. Hy kom leer ons van die Vader se liefde. Hy kom sterf aan 'n kruis nadat hy vir sy moeder gesê het, "Ma, daar is die seun," en wys hy na Johannes die Doper. En aan die kruis sou God hom ook verlaat, sodat hy in ons plek die volmaakte offer kon bring, om alles uit die weg uit te ruim, wat skeiding kan maak tussen hom en sy bruid. En dan gaan hy verder. Hy kom kleef ons aan, hy kom stort sy gees in ons harte uit. Hy maak ons mooi, was ons skoon, en daagliks werk sy gees in ons, sodat sy vrug van liefde in ons kan groei en kan toeneem, en dat ons mooier en mooier kan word. Broers en susters, sien julle wat doen die apostel Paulus hier, onder inspirasie van die Gees? Hy lig die huwelik op, tot op dieselfde vlak, as die huweliksband wat daar tussen Christus en sy kerk is. Ons huwelike, elkeen van julle, is die huwelik, kom hy en kom sit dit op presies dieselfde vlak as die verhouding tussen Christus en sy kerk. Vandaar die ou manier van praat van die heilige eg. Verstaan julle hoekom het die ou mense dit gesê? Dit is so besonder, dit is so spesiaal. As bruidegom maak Christus sy bruid mooi, ook berei hy haar voor deur sy gees vir die groot bruilofsmaal van die lam, wat gaan aanbreek as Jesus weer terug gaan kom. Sien julle waarna toe die Gees ons vat? As hy vir ons Christen manne en vroue sê, as hy eers vir die vrouens sê, vrouens, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Die woord wat ons met ontzag vertaal, is 'n baie sterk woord. Ons kan dit ook vertaal met uit vrees vir Christus, uit heilige eerbied vir wie Christus is, en wat hy in die kruis in ons plek vir ons gedoen het. Daarom wil man en vrou mekaar dien. Dis wat ek moet doen nie. Ek wil dit dien, omdat my Here my reeds gedien het. En dis die geheim. Dis waar getroud wees gebeur vir 'n gelowige, in 'n innige verhouding by Christus, by hom, saam met hom, dat dien ons mekaar, soos hy ons reeds gewys het, hoe om te dien. Daar is geen beter manier, hoe ek as man, my vrou kan toewy, hoe ek haar kan lief hê, as om myself aan Christus toe te wy, en haar ook nader aan Christus te bring nie. Daar is geen manier hoe 'n vrou haar meer na haar man kan toewy, is om Christus so lief te hê, dat haar man ook liewe raak vir Christus, soos wat sy hom lief het nie. En hierdie moet waar wees van elke Christelike huwelik. Die kerk se verhouding en sy gesindheid teenoor Christus moet gesien word in die Christen-vrou se verhouding en haar gesindheid teenoor haar man. Vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here. Hoe lyk die kerk se gesindheid teenoor Christus? Ons onderdanigheid aan Christus word beskryf met woorde van liefde, van dankbaarheid, van toewyding. En net soos die kerk gee die vrou haarself oor aan haar man se liefdevolle leiding. Sy erken hom as die hoof van die huis. Die kerk se diens aan Christus is uit en uit dankbaarheid. En dis ook die vrou se gesindheid teenoor haar man, vir sy sorg, vir sy liefdevolle omgee vir hulle binne in die huis. Die verhouding tussen Christus en die kerk moet in die huwelik deur die man
weerspieël word. Waar die vrou in die huwelik, haar verhouding wys hoe die kerk teenoor Christus voel, kom Paulus en hy sê, maar die man binne die huis moet werklik vir sy gesin wys hoe Christus oor sy kerk voel. Mans, ons moet dit nou mooi hoor, hoe belangrik is ons vrouens vir Christus. Nie enige soort liefde is goed genoeg vir ons vrouens nie. Ons moet ons vrouens lief hê, soos wat Christus sy kerk lief het. So moet die liefdesband wees wat my as man, my en my vrou bind. En kom ons dink bietjie na daaroor. Hoe lief het Christus sy kerk? Hy het sy vaderhuis verlaat. Hy het alles, sy koninklike heerskappy verlaat, om vir ons te kom wys hoe lief hy vir ons is. Hy het nie gewag dat ek en jy hom eers moet lief hê, voordat hy ons lief het nie. Toe ons nog vyande van hom was, het hy alles gegee, het hy homself aan die kruis van ons plek gegee, sonder enige voorwaardes. En die rede? Om sy kerk te heilig, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar het heilig sonder gebrek sou wees. Christus maak self sy bruid beeldskoon deur homself te gee vir sy bruid. Mans, hoor julle? Sê ek wat so sê nie. Deur sy woord en deur sy gees, ek en jy moet ons bruide beeldskoon maak. Bybels beeldskoon. My liefde vir my vrou moet haar meer en meer aan Christus gelyk maak. 'n Liefde waarvan die beginpunt Christus is, moet uitskitter in my verhouding met my vrou. So word die huwelik, waar Christus in die middel staan, en waar die Heilige Gees die dryfkrag is, 'n verhouding wat altyd groei, want liefde groei, dit maak mooier, dit maak ryker, in ons liefde vir Christus. Voor ons afsluit, een belangrike en laaste gedagte. Ons kan natuurlik daar oor hierdie gedeelte praat. En dit geld aan beide kante toe. Daar kom tye, dat ek voel my man of my vrou verdien nie my liefde nie. Eerder verdien hulle dalk 'n afjak of 'n maand se stilstype. Baie keer voel ek ook, maar hierdie keer was hy daar nou regtig liefdeloos teenoor my opgetree. Ek het alle reg om verkeerd op te tree. Onthou wat Christus met sy bruid gedoen het, toe sy aan hom ontrou was. Toe gaan hy kruis toe. Hy het haar met alles in hom lief gehad, toe sy dit die minste verdien het, maar dit die nodigste gehad het. Toe gaan hy kruis toe. En dis waartoe elkeen van ons geroep word, ook in die moeilike tye. Vat mekaar se hand en gaan kruis toe. Gaan buig weer daar. Bring alles in julle huwelik, in julle lewe, in die lig van die groot waarheid. Christus, die gekruisigde, die Here, wat opgestaan het. In moeilike tye, kry jou krag by Christus. Vat mekaar gereeld bidend na die kruis toe. Bid saam, vergewe saam, hoop saam, en wees vir mekaar lief. Of voel jy die ander een verdien dit nie, hierdie keer nie? Weet, hy of sy my onvoorwaardelike liefde die nodigste het. En ek weet, daar is tye wat ou alles moet gee om vir jou vrou lief te wees. Ek weet daar is tye wat sy alles moet gee om vir my lief te wees. In eie krag is dit nie moontlik nie. Maar by die kruis, deur die krag van die Gees, raak so iets moontlik. En miskien as jy nou vanmôre hier sit en sê, maar dominee, my huwelik was nooit 'n sprokieshuwelik nie. En dit is al lankal verby, dit is in flarde en dit is stikkend. Dalk lê dit al reeds aan skerwe. Ook hier is daar net een plek van troos, van krag, van vergifnis en vrede.
Dis nie onvergeefbaar as jou huwelik in skerwe is nie. Daar's net een plek, gaan na jou bruidegom, die lover van jou hart toe. Kry jou vrede in hom. Daar's geen sonde te groot vir die verlossing wat daar net in hom is nie. Ja, die geheim van 'n gelukkige huwelik is eintlik 'n hoopgeheim. Dis Christus. Dis Christus. Waar twee mense mekaar in hom en saam met hom kan bemin, kan hulle saam uitsien na die oomblik wanneer hy weer op die wolke kom en wanneer ons almal kan gaan aansit by die feesmaal, die bruilofsfeesmaal van die Lam tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons na u woord kon luister. Dit is so duidelik. Dankie dat u nie ver af bly nie. Ja, dat u nie soos die afgode is, wat met ons niks te doen het nie, maar wat so baie van ons vra nie. U vra niks van ons, wat u nie reeds in oorvloed gegee het nie. U eis niks op, wat u reeds vir ons in oorvloed kom doen het nie. Ja, u oorspoel ons, u oorvloei ons met u volmaakte liefde in Christus. En is net genade op genade. Ons weet is onverdien, Vader, en daarom vra ons, kom o Gees van God, kom lei ons in die liefde van Christus. Vul ons harte met sy liefde, veral binne ons huwelike, in ons verhoudings, as al die deure toe is. Op die manier hoe ons met mekaar praat, hoe ons konflik hanteer, hoe ons probleme oplos. Maar ook hoe ons mekaar dien, soos wat Christus ons gedien het aan die kruis. Ons kan dit nie doen in eie krag nie. Ons wil elkeen so graag op die hoë grond wees. Ons wil elkeen so graag altyd maak asof dit die ander een se skuld is. Vader, deel die geheim van die Christelike huwelik met elkeen van ons in ons harte, dat ons Christus van harte kan lief hê, dat hy die minnaar van ons harte kan wees, en dat dit daai liefde is wat ons sal aanspoor om mekaar ook lief te hê, om ook daardie liefde in 'n maatjie te soek, as ek nog ongetroud is, maar om ook daardie liefde met my maatjie te deel, as ek getroud is. Vader, ons bid vir elkeen van ons huisgesinne, ons huwelike, ons bid vir ons verhoudings, as broers en susters met mekaar, dat ons mekaar waarlik sal lief hê en sal omgee. As ons sukkel, wys dit vir ons uit. Maak ons nederig en klein by die kruis van Christus. Wees saam met ons in hierdie week wat voorlê, lei en onderneem ons met alles, Vader. U weet wat elkeen van ons nodig het, versorg ons op tydelike gebied, maar ook in ons geloof, versterk ons, sodat ons staande kan bly, en dat ons meer en meer aan Christus gelyk kan word. Ons bid vir hulle wat siek is in ons gemeente, ons sit hulle elkeen in u hand van sorg, van genesing. Dankie Here vir die heerlike troos, wat ons in die evangelie kan hê. Dat Christus opgestaan het en gesterf het, om die Here te wees, in beheer te wees, ook van ons geliefdes, ook van hulle oor wie ons bekommerd is. Dankie dat ons hulle net so in u hand van sorg en liefde kan neerlê. Maak gesond volgens u wil, gee vir ons die liefde en die geloof om alles reg te verstaan, ook oor ons geliefdes wat siek is. Vader, ons wil bid vir ons jong mense. Ons wil hulle elkeen in die hande sit vir u sorg, u genade, maar u leiding, dat u self deur u Gees hulle harte sal vasvang, dit sal bewaar, en dat u self die saad van die geloof daar sal laat groei. Waar ons sukkel met ons water en ligte rekening, en het voel soms of ons nou al alles probeer het, bid ons net vir uitkoms, wat net u kan gee. Ja, Here, ons wil opreg wees en help ons ook hiermee.
Ons wil vra, Vader, dat as ons van hier af gaan na ons huise toe, en dat ons die deure toemaak, ja, dat Christus werklik die deurslag sal gee in ons liefde vir mekaar. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen.